Goeiemôre, julle is welkom om julle sitplekke te neem. Het is lekker om saam met julle te kan wees vanoggend. My naam is Rudolf en die van julle wat my nie ken nie. En as julle ons besoek vanoggend, baie welkom hier in die vakansietyd. Ek hoop julle kan ook so 'n bietjie rus, dis nou vakansie, dis skoolvakansie, ons kan sien, die families is so 'n bietjie kus toe, daar waar dit warmer is, en al kan jy dalk nou nie kus toe gaan nie, ons het altyd aan Mamsum Toutie toe gegaan, ek dink daar's nou ander plekke, maar ek hoop jy kan ook so 'n bietjie rus kry. Dani en Susan is ook op verlof, hulle is op pad terug hierdie week en stuur ook hulle groete. Ons het ook eregaste vanoggend in die kamer en so kan al die kinders gou opstaan, al die kinders. Net vandag. Ons gee vir hulle yes. As sy. Okay, so ek wil net vir die kinders sê, die kinderkerk begin weer oor 2 weke, so kom ons verwelkom hulle hier saam met ons. Julle is welkom, julle kan maar sit, daar sy. Ek het baie pak gekry toe ek kind was, omdat ek nie stil gesit het in die kerk nie, en so ek wil net vir julle sê, ek is okay. Okay, julle gaan nie vandag 'n pak kry nie, julle kan maar so 'n bietjie rond beweeg, ek is okay daarmee, okay, ek sien julle, en is lekker om julle hier saam met ons te hê, so, ek hoop julle geniet, ek weet ook as julle mekaar met Vienna's begin point, dan weet ek, dan moet ek begin land, okay, so, dan sal ons klaar maak. Okay, so ons begin vandag 'n preekreeks uit die boek van Psalms. Ons hou daarvan om in die vakansietyd deur 'n boek te praat, gewoonlik, en so ons het besluit om oor die volgende 4 weke deur al 150 psalms te preek. Net so onder 40 psalms okay, so is julle reg om te lees vandag. Ons sal nie eers deur Psalm 119 kom nie, wat 176 verse is, dis die langste psalm. So dit is net so oor die 40 verse. Ons sal ook nie dit doen vandag nie, maar het julle al die grappie gehoor van hierdie ou dominee? Ag, nie die ou dominee nie, die ou oomie. En ek verwys nou nie na iemand nie. Okay, ek wil net seker maak, hierdie ou oomie kom by die kerk aan en hy gaan sit op sy gewone plekkie agter in die kerk en soos normaal begin die dominee te preek en hierdie Sondag begin hy te praat uit Psalm 119 uit. Maar hy het toe nou besluit, al die verse gaan gelees word. En soos hulle by Psalm 119 vers 50 kom, begin hierdie oomie se kop 'n bietjie te dip. En weer eens, ek verwys nie na iemand nie. En toe hulle hier by Psalm, by vers 100 kom, toe slaap hy daarom nou maar lekker. Weet, toe gaan dit goed. En toe die diens nou klaar is en almal moet nou gaan, toe sien hulle, joh, hierdie oomie sit nou en hy slaap te heerlik. En hulle los hom toe net daar, sê ligte af, maak die deure toe en dan gaan hulle. Hier deur die nag iewers skrik hierdie oomie wakker en hy besef hy's blind. En hy val op sy knieë neer en hy sê, Here, ek sal nooit weer slaap in die kerk nie. Vat net hierdie blindheid weg. So, ek sien vir julle. Die kinders is hier om julle wakker te hou. Ja, die psalms, van gebede tot gedigte en gesange. Ons het lofliedere en klaagliedere en almal het 'n gunsteling psalm, né? Elkeen van ons, van Psalm 23, die Here is my herder, Psalm 46, wees stil en weet ek is God, Psalm 119, vers hoeveel, U woord is 'n lamp vir my voet, Psalm 121, my gunsteling psalm, ek slaan my oë op na die berge, waar vandaan sal my hulp kom? Psalm staan bekend as Israel se sangbundel, in die vorm van 5 boeke, en jy kan deur jou psalm kan jy blaai, dan sal jy sien, in party psalms begin hy by Psalm 1, party sluit nie Psalm 1 en 2 in nie, hy begin by Psalm 3, begin boek nommer 1, en dan boek nommer 2, en dan boek nommer 3, hulle gaan so deur die psalms, daar is 5 boeke, en het is nie 'n spesifieke rede nie, party vergelyk het met die Pentateuch, wat die eerste 5 boeke van die Bybel is, maar dalk het hy net uit
boeke uitgehardloop, en dan begin die volgende boek. Maar daar is ook 'n duidelike tema tussen die boeke. So boek 1 tot 3 kan ons agterkom as jy hierdie psalms lees, dan is dit baie klaagliedere. Gemeng met lofliedere, maar baie meer klaagliedere. En soos wat jy hier na Psalm in die 80s kom, begin jy sien dit verander. En dan by boek nommer 4, wat begin by Psalm 90, dan verander dit na meer lofliedere en minder klaagliedere. Dit is nogal interessant. En so daar is dit is van die hooftemas wat deur die boeke van die psalms is. Meeste van die psalms is geskryf deur koning Dawid. Daar is ook ander skrywers en onbekende skrywers. En dan word die psalms baie keer ook verdeel in sekere temas. En so oor die volgende 4 weke gaan ons kyk en bietjie dieper kyk na 4 baie bekende psalmtemas. Lofprysing, ons gaan vandag praat oor lofprysing. Ons gaan praat oor vertroue in die boek van Psalm, danksegging en dan koningskap, so aan die einde van die maand. Julle is welkom om saam met my te blaai na Psalm 103 toe. Definitief een van die gunsteling psalms onder die lofprysing psalms. En miskien is dit ook jou gunsteling psalm. En asseblief, dis net 22 verse. Dis nie 176 nie, dis net 22. So, ons gaan hom saam lees van vers 1. 'n Dawids psalm. Ek wil die Here prys, met alles wat binne my is, wil ek sy heilige naam prys. Ek wil die Here prys, en nie al sy goeie dade vergeet nie. Hy vergewe al jou sondes, en genees al jou siektes. Hy verlos jou lewe van die dood, bekroon jou met liefde en medelee. Hy vul jou lewe met goeie dinge, vernuwe jou jeug soos 'n arendsin. Ja, die Here laat regverdigheid geskied en reg aan almal wat verdruk word. Hy het sy optrede aan Moses openbaar en sy dade aan die volk Israel. Die Here is barmhartig, vers 8, en genadig, geduldig en vol onfeilbare liefde. Hy sal nie voortdurend aankla of vir altyd kwaad wees nie, nee. Hy straf ons nie soos ons sondes verdien nie en vergeld ons nie volgens ons oortredings nie. Want so ver soos wat die hemele van die aarde af is, so groot is sy onfeilbare liefde teenoor hulle wat hom dien. So ver as wat die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredings van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor hulle wat hom dien. Hy weet tog waarvan ons gemaak is. Hy weet dat ons net stof is. Die mens se lewensdiere soos gras, soos veldblomme wat welig blom. As die wind daaroor waai, is dit weg. 'n Mens sien die plek waar dit was nie meer nie. Maar die liefde van die Here is altyd daar vir hulle wat hom dien. Sy trou geld vir geslag na geslag, vir die wat getrou is aan sy verbond en sy gebooie gehoorsaam. Die Here het sy troon in die hemel gevestig. Hy heers oor almal. Prys die Here, julle magtige engele, julle wesens wat sy woord uitvoer, wat luister na sy woord. Ja, prys die Here, sy hemelse leermag, wat hom dien en sy wil uitvoer. Prys die Here, al sy skepingswerke, oral in sy koninkryk. Ek wil die Here prys. Dit is die woord van God. Dankie Here dat ons saam kan vergader om die woord vanoggend en mag U al die eer kry soos wat ons vanoggend deur hierdie ongelooflike psalm gaan. Mag U Here soos wat hulle hierdie psalm gesing het, generasies terug, eeue terug, Here, mag U steeds vandag al die eer kry, al ons lofprysing kry, soos wat ons hierdie psalm vanoggend bestudeer in Jesus se naam. Amen. Nou die tema van Psalm 103 is loof die Here, prys die Here. Dit is 'n lofprysing.
Dit is 'n duidelike tema deur die hoofstuk en dit is 'n vreugdevolle lied wat God se ewige liefde en goedheid vier. Dawid het nie hierdie Psalm geskryf en verwys na 'n spesifieke situasie soos Psalm 51 wat geskryf is as gevolg van wat gebeur het by Batseba nie. Psalm 103 is 'n loflied wat Dawid 10:1 deurlopend deur sy lewe gesing het. In goeie omstandighede, in slegte omstandighede, in moeilike omstandighede sou hy hierdie lied gesing het, 'n ewige liefde van God om sy goedheid te vier. En daar is 3 dele tot hierdie Psalm. Hierdie Psalm kan in 3 gedeeltes verdeel word. Vers 1 tot 5 begin Dawid deur sy eie siel aan te moedig om die Here te loof. En hy herinner homself om al die goeie dinge wat God gedoen het te kan onthou. En dan van vers 6 tot vers 19 sien ons hoe verander die fokus van hom af en dit skuif meer na die gemeenskap toe om die gemeenskap te laat onthou van God se karakter, sy genade en sy liefde, as ook sy voortdurende koningskap van geslag tot geslag. En dan sien ons in vers 20 tot vers 22 sluit die Psalm dan af en die hele skepping word uitgenooi om dan God saam te prys. Met 'n dieper begrip en hierdie wete van God wat groot is en sy liefde en sy barmhartigheid. So kom ons kyk 'n bietjie nader na hierdie Dawid se Psalm. In vers 1 begin Dawid en hy begin met sy siel te praat. Amper soos wat toe ons hierdie lied vanoggend sing. En hy begin met sy eie siel te praat. Come on my soul. Don't you get shy on me. Lift up your song. Hoekom? Because there's a lion inside of you. Groter is hy wat in jou is as die een wat in die wêreld is. Dawid begin hierso met sy eie siel te praat, om die Here te prys. Ek wil die Here prys met alles wat binne in my is. Wil ek sy heilige naam prys. Ek wil die Here prys. Daai prys, daai woordjie beteken barak. Onthou julle toe ons 'n jaar terug of 2 jaar terug gepraat het oor die verskillende Hebreëse woorde wat lofprysing beteken. Prys beteken barak en barak beteken om op jou knieë te gaan voor God. En so Dawid sê om te kniel voor God. En so Dawid gee eintlik opdrag aan sy emosies, sy verstand, sy wil om te kniel voor God. Maak nie saak in wat se omstandighede ons is nie. Soms is dit goeie omstandighede, soms is dit moeilike omstandighede, maar maak nie saak in wat se omstandigheid hy is nie. Gee hy opdrag aan sy siel. Hy begin met sy siel te praat en hy sê, jy gaan buig voor God. Jy sien, baie keer lei ons emosies ons. Ons emosies lei ons gees. Dit is hoe ek voel, daarom tree ek so op. Né? Ek voel hartseer en daarom is alles wat nou vandag aangaan, is hartseer. Maar wat Dawid hierso doen is sy geloofsoortuiging is dat God is goed. En dat God is in beheer. En sy geloofsoortuiging sê ek gaan God prys en dan val sy emosies onder dit in. Dit volg sy geloofsoortuiging. En 'n sleutelmanier hoe Dawid dit regkry in hierdie Psalm en hierdie gedeelte is deur te onthou. Hy beklemtoon, moenie al sy goeie dade vergeet nie. Dis so maklik vir ons om te vergeet, vriende. En dan raak dit moeilik vir ons om God te prys. Want ons kyk vas in die muur wat hier voor ons staan. Maar Dawid sê, moenie sy goeie dade vergeet nie. Dan kan jy 'n oomblik vat en net een goeie daad onthou wat God vir jou gedoen het. Net een. Ek onthou die dag toe God ons gesin gered het uit die modder in 1994. Ek onthou die dag toe ek gedoop is in 1999.
Ek onthou die dag toe ek matrikuleer is. In 2005. Is dalk meer 'n goeie daad vir my ma. Baie gebid, maar. Ek onthou die geboorte van my seuns. Soveel goeie dade om te onthou. En Dawid sê, moenie vergeet die goeie dade nie, want dit bring jou op die plek om God te kan prys. Dit gee vir ons rede. Dan gaan hy aan in vers 3 tot vers 5 begin Dawid om spesifieke weldade van God op te noem. Hy begin in Engels die benefits amper op te noem. En hy praat van God vergewe jou sondes. En wanneer hy sê hy vergewe jou sondes, vergewe hy nie net sommige sondes nie, hy vergewe al jou sondes. En sy vergifnis is volkome en dit is finaal. Dit is nie gedeeltelik en tydelik nie. Dit is deur Christus, is ons volledig vergewe. God vergewe al ons sondes. En dit is hierdie waarheid wat ons op moet staan, reg? Wanneer ons van skuld beskuldig word deur die beskuldiger. Dan moet ons kan gaan na 'n plek toe waar ons weet, God vergewe al my sondes en dit vul my met lof. Die feit dat God al my sondes vergewe. Hy genees jou siektes. God genees siektes liggaamlik, emosioneel, geestelik, soms natuurlik, soms medies, soms wonderbaarlik, soms oor tyd. Soms deur ons permanent terug te roep na hom toe. Maar God genees ons siektes. Hy verlos ons, verlossing, hy red ons van ondergang. Hoeveel keer sien ons hoe Israel rebelleer, dan sondig hulle, dan kom goed, dan kom hulle, dan roep hulle uit na God, dan kom God, dan red hy hulle, hy bring hulle in hulle trou, hy vergewe hulle, hy beskerm hulle, dan gaan hulle weer, dan rebelleer hulle, dan sondig hulle, dan roep hulle uit na God, dan kom God, dan red hy hulle, want dit is wat God doen vir ons tot vandag toe, vriende. Hy verlos ons steeds op 'n daaglikse basis. Hy praat van liefde en barmhartigheid. Hy kroon ons met standvastige liefde en ontferming. Dit dui op eer, luister mooi, identiteit en waardigheid wat God aan ons gee, sodat ons kan lief wees soos wat hy lief is. Sodat ons mekaar kan ontferm oor mekaar, soos wat hy hom ontferm oor ons. Ons is gemaak in God se beeld. En daarom kan ons soos hy lief hê en omgee soos hy doen. Hy praat van versadiging en vernuwing. Hy vul ons lewens en hy hernie ons krag soos die van 'n arend. En dit verwys na Jesaja 40 vers 31 waar dit sê, maar die wat hulle hoop op die Here stel. Luister mooi, die wat hulle hoop op die Here stel, sal nuwe krag kry. Hulle vlieg hoog soos arende. Hulle vlieg hoog soos arende. Hulle sal hardloop en nie moeg word nie. Hulle sal loop en nooit vermoeid word nie. Jesaja 40 vers 31. Die Here gee vir ons nuwe krag, die wat hulle hoop op hom stel. En dan vanaf vers 6 tot vers 19 sien ons hoe die fokus skuif. Die fokus skuif van die individu af na God toe. Dit skuif van wat God vir my doen en hoe ek met my siel praat. Nou skuif dit na God se karakter toe, wie hy is, sy liefde, sy barmhartigheid, sy getrouheid, sy grootheid, sy goedheid en sy koningskap wat van geslag tot geslag is.
Vers 8 is die sleutelvers in hierdie gedeelte. Waar God homself openbaar aan Moses en aan die volk, en dit sê in vers 8, die Here is barmhartig en genadig. Hy is geduldig en vol onfeilbare liefde. Mooi is dit. Dit is wie God is. Opgesom in een klein versie. Die Here is barmhartig en genadig, geduldig en vol onfeilbare liefde. Dit verwys na Eksodus 34 vers 6, waar God homself openbaar aan Moses en sy karakter openbaar, en in dieselfde manier spreek dit as in vers 8, barmhartig, genadig, stadig om kwaad te word, oorvloedig in liefde. So het hy homself aan Moses geopenbaar, vriende, en steeds sy karakter vandag bly dieselfde. Wanneer ek en jy hierdie Psalm lees, en ons lees vers 8, kan ons weet dat God is barmhartig, hy gee om oor ons, hy ontferm homself oor ons. Hy is genadig aan ons, hy is stadig om kwaad te word. Hy is oorvloedig in liefde. Dit is wie hy is. Geduldig. En dan sê dit, so ver soos wat die hemele van die aarde af is, so groot is sy onfeilbare liefde teenoor ons. Weet jy hoe ver is dit? Weet jy hoe ver is die hemel van die aarde af? Kan jy net vir 'n oomblik indink? Hoe groot is God se onfeilbare liefde vir ons, sy onwrikbare liefde, so ver soos wat die aarde van die hemele is. En ek weet, jy dink, jy kan die hemel sien, want jy kan die wolke sien, en so aan en so aan. Maar dis ver, vriende. Ons gaan nie gou met 'n Safir vliegtuigie so intoe ry nie. Of 'n mens ry seker nie, mens vlieg seker so intoe. Iemand vir my dalk net 'n tissue, asseblief. Gaf my 'n tissue kry. En dan sê hy, so ver as wat die ooste, baie dankie, baie dankie Gideon, ek moet vir my van hierdie kry. Ok, dan sê hy, so ver as wat die ooste van die weste is, so ver verwyder hy ons oortredings vir ons. So dit sê in vers 3 dat God vergewe ons sondes, en hier sien ons hoe hy uitbrei op dit, en hy sê, hy verwyder dit self so ver soos wat die ooste van die weste is. Een van my gunsteling verse. Hoekom? Want almal van ons sondig. En hoe lekker is dit om te weet dat God vergewe ons sondes. Maar hy vergewe dit nie net nie. Hy verwyder dit van ons af. Hy plaas dit so ver dat jy dit nie eers weer kan sien nie. Want jy kan nie sien van die ooste tot in die weste nie. Dis hoe ver God dit verwyder. 'n oneindige afstand. Om te wys hoe volkome God vergewe. 'n geduldige, liefdevolle Vader wat homself ontferm oor ons. Wat ons swakheid verstaan. En luister hier, vriende, wat weet dat ons net stof is. Want hy het ons gemaak. Hoe goed is dit om vanoggend te weet dat God, wat ons gemaak het, hy weet dat ons is net stof. Dat ons is nie perfek nie. Ons gaan dit nie kan regkry soos hy doen nie, want hy is God, ons is nie. Hy weet wie ons is, want hy het elkeen van ons gemaak. Wat 'n lekker gedagte vanoggend. En rede om God te kan prys vir wie hy is. Hy gaan aan in vers 15 tot 18 en dan doen hy hierdie vergelyking. Hy sê, menslike lewe is kort. Dis soos gras of veldblomme wat vinnig verbygaan. Jy het 'n veldblom en hy's net vir 'n seisoen. 'n Kort rukkie, dan vergaan hy. Dit is hoe kort die menslike lewensduur is. En dan vergelyk hy dit met God se liefde wat ewig is. So ons het menslike lewe wat kort is, maar God se liefde wat ewig is.
En ons sien dit van geslag na geslag. Hier staan ons, hoeveel jaar later, en ons lees oor dieselfde liefde wat God vir Dawid gehad het. Steeds wat God vandag vir jou en my het. God se liefde is ewig. Dit bly dieselfde. Dit vergaan nie, soos ek en jy wat 'n kort lewensduur het nie. En dan sê dit gee 'n voorwaarde, en ons sien hierdie voorwaarde in vers 11, ons sien hierdie voorwaarde in vers 13, en ons sien ook hierdie voorwaarde in vers 17, waar hy sê, vir hulle wat hom dien. Vir hulle wat hom dien, en ek wil net vir 'n oomblik op dit stil staan, vir hulle wat hom dien, as jy in die Engels gaan lees, dan sê dit, those that fear God. For those that fear him. Reg? Hulle wat hom vrees. En daai vrees beteken to have a reverence for God. Om 'n heilige respek te hê vir God, om hom te eer vir wie hy is. Nie vir wie ons dink hy is nie, vir wie hy is. Om eer aan hom te betoon. Om 'n heilige vrees vir God te hê. Nie 'n vrees soos ek's bang vir slange nie. Maar 'n heilige vrees te hê dat hy is God. 'n Heilige respek vir hom te kan hê. En wanneer ons uit daai posisie God loof en prys, dan sien ons dat ons het toegang tot al die beloftes wat in hierdie gedeelte gedeel word. God se belofte is vir die wat hom eer, hom vrees en sy gebooie gehoorsaam. En dit geld, luister vriende, geslag na geslag. Jou kinders, se kinders, se kinders, se kinders. Geslag na geslag. Hier sit ons, hoeveel geslagte verder. En ons praat steeds van die beloftes van God, wat toeganklik is vir ons, wanneer ons hom dien, wanneer ons hom eer, wanneer ons 'n heilige vrees het vir God. Stem julle saam dat dit is werklik rede om God te loof? Om God te kan prys. Dankie, Jesus. Amen. En dan vers 19. Vers 19 sê, die Here het sy troon in die hemel gevestig. Hy heers oor almal. Dit praat van God se koningskap. Ja, hy is liefdevol, hy is barmhartig, hy is geduldig, maar hy is koning. Hy sit op die troon. Die Here sit op die hemelse troon. Vers 19 sê, die Here het sy troon in die hemel gevestig en hy heers oor almal. Nou daai woordjie almal en alles het ek gaan opsoek in die Hebreëus en ek beloof julle dit is dieselfde in alle tale. Dit beteken nog steeds alles. En almal. Hy het geen ander betekenis nie, dit beteken alles en almal. Ons word geregeer deur God. Hy is die koning van alles. Nie sommiges nie, alles, vriende. So kan jy aan jou lewe dink en elke faset van jou lewe, jou besluite, jou emosies, jou geloofsoortuigings, jou finansies, jou verhoudings, jou besittings, jou aardse besittings, wat jy dink, wat jy wil doen, jou loopbaan, alles behoort aan God. Hy regeer alles. Want ons lewe is net so kort. En hy is vir ewig. God heers oor alles, want hy is koning. En nou, met 'n groter insig van wie God is, van wie hy is, sy karakter en sy koningskap, roep Dawid in vers 20 tot 22 die hele skepping om gesamentlik God te prys. Nie net hy nie, nie net Israel nie, maar die volle skepping
van God. En hy sê, prys die Here, julle magtige engele, julle wesens wat sy woord uitvoer. Hy sê, prys die Here, sy hemelse leermagte wat hom dien en sy wil uitvoer. En hy sê, prys die Here, en hier sluit hy ons in, al sy skepingswerke, oral in sy koninkryk. En dan eindig die Psalm soos wat dit begin het. Hy keer terug na sy eie siel toe, om die Here te prys, met 'n groter insig van wie God is, en hy sê, ek sal die Here prys. Ek wil die Here prys. Dit is die woord van God, vriende. Dit is Psalm 103. 'n gesang, 'n loflied om eer aan God te bewys. En die vraag is, wanneer het ons lofprysing nodig? Wanneer dit net goed gaan, dan prys ek die Here. Dan sing ek, al julle volke, klap julle hande. Nee? Of het ons lofprysing nodig in al die seisoene van ons lewens? In al die emosies waardeur ons gaan? Want ons geloofsoortuiging sê, dat God is goed. Dat God is liefdevol. Dat daar is niemand soos hy nie, want hy is die koning. Hy is ewig. En daarom, maak nie saak waardeur ek gaan nie, sal ek hom prys. Mag ons vanuit die grootheid van wie God is, hom loof en prys, want hy is waardig. Amen. Ek wil jou los met 2 vrae vanoggend, terwyl ons die nagmaal gaan gebruik. En terwyl ons die nagmaal gaan gebruik, ons gebruik dit om te onthou, vriende. Kan jy een goeie daad onthou? Kan jy vanoggend dink en 'n goeie daad onthou van God? Vers 2 sê, ek wil die Here prys en nie al sy goeie dade vergeet nie. Kan jy vanoggend onthou dat hy jou sondes vergewe, dat hy jou genees van jou siektes, dat hy verlos jou lewe van die dood, hy bekroon jou met liefde, hy vul jou lewe met goeie dinge, en hy vernuwe jou in jeug, soos 'n arendsin. Kan jy dit onthou vanoggend, soos wat ons die nagmaal gaan gebruik? En as jy al 'n geloofsoortuiging het van wie Jesus is, en jou lewe aan hom behoort, wil ek jou nooi om ons vanoggend saam met ons die nagmaal te gebruik vanoggend. En te onthou die goeie dade wat God vir ons gedoen het. Maar ek wil jou los met 2 vrae. Soos wat jy die nagmaal gebruik vanoggend, wil ek jou vra, wat leer hierdie Psalm jou oor jou verhouding met God? Wat is daar wat jy in jou persoonlike verhouding met God, of dalk het jy nie 'n verhouding met God nie. Dalk dink jy het een. Maar wat sien jy in hierdie Psalm, wat jy leer oor jou eie persoonlike verhouding met God? En tweedens, wat is een ding wat vir jou uitstaan, toe jy deur hierdie Psalm gelees het? En ek wil jou uitnooi, gaan weer hierdie week, lees deur hierdie Psalm, weer en weer, want dit is hoe ons Psalms lees. Ons lees hulle oor en oor, dis 'n liedjie, vriende. Baie keer sing ons Brendan Piper se liedjies oor en oor en oor. Ja, baie gedoen het. Maar kan ons hierdie Psalm oor en oor en oor lees? En kan jy agterkom, wat is dit wat vir jou uitstaan? Waar is dit waar dit jou siel tref? Waar jy met jou eie siel praat en besef dat God se karakter dryf my om hom te loof en te prys, al gaan dit nie goed nie. Weet ek, hy is die enigste een. En so terwyl jy vanoggend onthou en nie vergeet nie, hierdie nagmaal gebruik, wil ek jou vra om te reflekteer oor hierdie twee vrae. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg om as gelowiges om die woord te kan vergader. En ek wil bid, Here, dat soos wat elkeen van ons nou, Here, die nagmaal gaan gebruik. En onthou wat U deur U seun vir ons gedoen het. U lewe vir ons gegee het, sodat ons steeds vandag
die gesange en die psalms kan sing. U kan loof en prys vir wie U is. Mag ons nie vergeet wat U vir ons gedoen het nie. Mag ons onthou al die goeie dade in ons lewens. En mag U deur die Gees vir ons kom uitwys in hierdie psalm, ons verhouding met U, waar ons dalk kan groei, en waar ons iets kan leer van onsself in hierdie psalm. Ons dank U daarvoor, Here, in Jesus naam.